Goeienaand julle. Ekskuus, ons is nou nie live vanaand nie, ons was net op pad om live te gaan. En toe sat die weerlig ons hele area se krag af. So, ek staan vanaand in vir Pastoor Gustaf, en ek het 'n voorreg om met julle ietsie te deel wat die Here op my hart gelê het. Maar kom ons bid. Vader, Here, ons dankie. Ons dankie, Here, dat U lewe. Dat U Koning Jesus opgestaan het uit die dood uit en die dood oorwin het, sodat ons in die ewige lewe en saam met U kan wees. Ons dankie, Here, vir vrede. Ons dankie, Here, vir die reën. Ons dankie, my Vader, Here, dat U al hierdie dinge in U hande vashou. Ek bid, gaan saam met my nou waar ek hierdie boodskap lewer. Laat my nie uit myself uitspreek nie, my Vader, maar lei my deur U Heilige Gees asseblief. En ek loof U vir die genade in Jesus naam. Amen. So, dit voel my 'n bietjie vreemd om die foon so in my hand vas te hou en te rekord, maar bly met my. As ek julle moet vra, wat is die probleem in hierdie wêreld vandag? Wat sou jy sê? Party mense sal sê armoede, party mense sal sê onregverdigheid, party mense sal sê rasisme, party mense sal sê dwelms, party mense sal sê, weet, daar's baie antwoorde wat mense sal gee. Maar volgens die Bybel, het ons nog steeds dieselfde probleem wat ons het van Genesis 3 af, en dit is sonde. Nou Koning Jesus gee vir ons die antwoord op hierdie probleem. In Matteus 28 vanaf vers 18 sê dit, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Nou moet ons die vraag vra, met wie praat Koning Jesus hierso? Praat hy net met die disippels? Praat hy net met die pastore? Praat hy net met leiers in die kerk? Jy weet, die 5voudige bediening in Efesiërs 4, die apostels, die leraars, die profete, die evangeliste, die pastore. En die antwoord natuurlik is nee, hy praat nie net met daai mense nie. Hy praat met my en jou, die normale kinders van God. Want jy sien in Efesiërs 4 vers 12 sê hy die volgende. Hy praat eers in vers 11 van daai mense wat ek nou genoem het, die 5voudige bediening. Maar in vers 12 sê hy, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Jy sien, ons is die heiliges. Die oomblik wat ons gered word deur Koning Jesus, word ons heilig gemaak. Of althans, dan begin ons met die proses van heiligmaking. Maar ons word dan reeds deur die bloed van Jesus gesien as 'n heilige priesterdom. En soos julle kan sien hierso, ons het 'n dienswerk. Wat is dit? Hy het gesê, om toe te rus vir hulle dienswerk tot die opbouing van die liggaam van Christus. So ons dienswerk is om die liggaam van Christus op te bou. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur om disippels te maak van alle nasies. Nou om disippels te maak van alle nasies moet ons die eerste ding moet ons ken, en dit is die evangelie. Ons moet verstaan dat almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God volgens Romeine 3:23. Ons moet verstaan dat elke ene wat glo sal gered word. En waardeur kom die geloof? Wel, Romeine 10 vers 17 sê vir ons die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. So ons moet die woord van God ken om dit aan mense te verkondig sodat hulle gered kan word. In 2 Korintiërs 5 vanaf vers 11 sê Paulus die volgende. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetenis openbaar te wees. Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie. Want as ons uitsinnig is dit tot eer van God, en as ons by ons verstand is dit om julle ontwil. Want dieselfde liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is,
dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het. Naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons te vertrou. Ons tree dan op as gesante. Gesante is verteenwoordigers, né? Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, en laat julle met God versoen, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Nou jy sien, koning Jesus het seker vir ons omtrent 50 gebooie gegee. Party sê minder, party sê meer, in die 4 evangelies en in Handelinge. Van hierdie is soos om te bekeer, hy het vir ons gesê om te vas, hy het vir ons gesê om hom te volg, hy het vir ons geleer om te bid, hy het ons geleer om die woord te studeer. Maar in Johannes, voordat hy sterwe, voordat hy gekruisig is, sê hy vir hulle, ek los vir julle 'n laaste gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos wat ek die kerk lief gehad het. Nou ons het nou net gelees dat die bediening van versoening binne in ons is. Ons het gelees dat ons het 'n diens om te lewer, en dit is die opbouing van die liggaam van Christus. Nou wil ek jou vra, hoe kan ek ooit vir enige iemand sê, ek het hulle lief, ek het hulle lief soos wat Jesus die kerk lief gehad het, as ek nooit bereid was om hulle die evangelie mee te deel nie. Ek kon al die mooiste dade op aarde vir hulle gedoen het. Ek kon vir hulle die grootste geskenke gegee het. Ek kon my liggaam vir hulle neergelê het. Maar ek kon dit gedoen het sonder liefde, want ek was te bang om die evangelie met hulle mee te deel. Nou wat maak ons bang om die evangelie mee te deel? Dit vat my terug na die eerste vraag toe. Wat is die probleem in hierdie wêreld? Dit is sonde. Jy sien, sonde weerhou jou om die evangelie met iemand te deel. Want wat is die eerste dinge wat mense vir jou sê, as jy vir hulle sê, hulle is 'n sondaar en hulle het redding nodig? Hulle sê vir jou, jy mag my nie oordeel nie. Jy sien, dit is waar ons heiligmaking inkom. En ons kan net daai heiligmaking nastrewe wanneer ons in gehoorsaamheid lewe. So wat sê ek vir jou? Ek sê, begin by jou huis. Begin 'n voorbeeld te wees aan jou kinders. Hoekom? Want dit gaan 'n verantwoordelikheid op jou sit om heilig te lewe. Jy sien, jou kinders gaan nie vir jou luister as jy vir hulle sê hulle moet heilig wees, maar jy is die ene wat kaste rondgooi en die hond skop as die kwaad is en die hek oopruk en op jou vrou skree en skelm rook en drink en porn kyk en al hierdie dinge nie. Nee, jou kinders gaan vir jou luister wanneer hulle die verandering in jou sien wat kom as gevolg van jou Bybelstudietyd en jou gebedslewe. Ek deel met julle 'n laaste stukkie. Dis in 2 Samuel 11. Pastoor Des praat baie hieroor, veral wanneer hy praat oor die Wellesgees. Hoor wat sê vers 1. En na die verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uitgetrek het, stuur Dawid Joab en sy dienaar saam met hom uit, en die hele Israel, en hulle het die land van die kinders van Ammon verniel, en Rabba beleer, terwyl Dawid in Jerusalem gebly het. En teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het, en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou, wat besig was om te bad. En die vrou was baie mooi van aansien. En Dawid het ondersoek laat doen na die vrou, en hulle het gesê, is dit nie Betseba, die dogter van Eliam, die vrou van Uriah die Hetiet nie? Daarop stuur Dawid die boodskappers en laat haar haal. En toe sy by hom inkom, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juis van haar onreinheid gereinig het.
Daarna het sy na haar huis teruggegaan. Jy sien wat gebeur hierso. Ek lees weer vir jou vers 1. En na die verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uitgetrek het. Jy sien, dit is die tyd wat die konings uitgetrek het van oorlog, vir oorlog. Maar wat doen Dawid? Dawid bly by die huis. Dit is waar my en jou probleem inkom. Ons volg van Jesus se gebooie, maar wanneer dit kom by die grootste gebod, sy laaste gebod, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Dan sit ons almal by die huis. En toe Dawid by die huis sit, en hy doen nie wat hy supposed is om te doen nie, hy is nie op die oorlogveld saam met die konings nie, toe val hy in temptasie in. En in steede daarvan om uit te trek en eerder te sê, wow, ek moet nou wegkom hierso. Nee, toe gaan stel hy verdere ondersoek in op die sonde. En toe het hy gemeenskap met haar. Maar jy sien, as Dawid was waar hy moes wees, op die oorlogsveld, en ek en jy is ook in 'n oorlog, net so by the way. En as ons by die huis bly, dan is ons nie besig om deel te neem aan hierdie oorlog, wat koning Jesus vir ons gegee het. Hy het gesê, op hierdie getuienis, dat hy die Christus is, sal hy sy kerk bou, en die hekke van hel sal nie daarteen seevier nie. Jy sien, ek en jy het die getuienis wat die wêreld kan red. En as ons by die huis sit, dan is ons besig om onsself met sonde te tempteer. So wat sê ek vir jou vanaand? Die probleem met die wêreld is sonde. Ek en jy het die antwoord, naamlik koning Jesus. Ek en jy het die bediening van versoening ontvang. Net dit. Dis bietjie langer as dit moet wees, maar ek bless julle in die naam van Jesus. Kom ons bid. Vader, help ons Here om nie by die huis te sit nie. Dankie Here dat U vir ons die bediening van versoening gegee het. Dankie dat ons in U diens opgeneem kan word, Here, om disippels te maak van alle nasies. Ek bid vanaand, my Vader, dat elke ene wat net in 'n kerk sit, dat as dit toewyding is vir hulle aan U koninkryk, my Vader, dat hulle harte sal verander vanaand. Dat hulle sal besef, Here, U het ons geroep met 'n roeping om disippels te maak van alle nasies. Nie om kerk te speel nie, Here. Nie om kerk toe te gaan en net te worship en huis toe te gaan en die hele week niks te doen nie, Here. Nee. Maar dat ons moet ons naaste lief hê soos wat U die kerk lief gehad het. En deur om dit te doen, moet ons U woord met hulle deel, sodat hulle nie in die ewige vuur sal beland nie. Dankie Here dat U gesê het, U koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, en dat ons nie vir ons skatte op die aarde bymekaar moet maak nie, maar in die hemele, waar mot en roes dit nie kan verteer nie. Ek dank U Here vir die liefde en die barmhartigheid teenoor ons. Maak in ons wakker, Here, U hart vir elke persoon om gered te wees. En ek spreek seën oor elke ene af wat hierdie boodskap sal kyk, in die wonderlike naam van koning Jesus Christus. Amen. Bless julle. Lekker week.